Vriende, ons tema vanmôre is lewe met wysheid. En ons gaan saam lees uit Spreuke hoofstuk 8, so julle kan gerus daarin blaai, Spreuke hoofstuk 8. Nou as ons praat oor wysheid, dan onthou ek 'n storie van 4 studente wat besluit, hulle is nie reg vir hierdie toets nie, hulle het nie genoeg ingesit nie, en hulle besluit nee wat, hulle gaan die geleentheid laat verbygaan, hulle sal die prof na die tyd oortuig, om vir hulle ekstra kans te gee. En hulle gaan sien die prof na die tyd, en hulle vra vir hom, prof, sal u asseblief vir ons nog 'n kans gee om te skryf, want ons was op pad om te kom skryf, en toe kry ons karrepapwiel. En die prof is toe heel inskikkelik, en hy sê nee, dis reg, en die dag toe hulle nou die ekstra kans kry, gaan sit hulle, en toe hulle die vraagstel oopmaak, is die eerste vraag, watter wiel van die kar was pap? Dis wysheid, nee. Hulle het gedink hulle is baie slim, maar die prof het wysheid gehad. In 'n vorige gemeente waar my pa op die kerkraad was daar op 'n stadium 'n baie moeilike ding waaroor die kerkraad moes besluit, en daar was groot verdeeldheid in die kerkraad daaroor. En die ouens het met baie passie daaroor gepraat, en daar was beide kante toe sterk voorstanders en sterk argumente. En die vergadering het aangehou tot laat in die aand, en uiteindelik staan die een ouer dominee op, ou dominee Kobus Potgieter. Hy was 'n man met besondere wysheid. En hy sê, ouens, ons gaan nie nou verder praat nie. Ons gaan nou huis toe gaan. En dan gaan ons bid en vir God vra, wat sê hy? En dan volgende week as ons terugkom en weer hieroor praat, dan gaan elkeen, wanneer jy wil praat, begin met die woorde, ek beleef God sê vir my. En dan sê jy, wat het jy gehoor by God? En toe hulle daai volgende week vergader, is daar geen verdeeldheid nie, absolute eensstemmigheid. Want ons het nie meer ons argumente, ons sieninge gegee nie, ons het by die Here gehoor, en kom sê wat ons by hom gehoor het. Dis wysheid. In die derde plek, wil ek sommer net die voorbeeld noem, daar uit 1 Konings 3 van Salomo, wat beskou was as die wysste man wat ooit geleef het, waar 2 vrouens mos na hom toe kom met 'n babietjie, daar was 2 babiekies, en toe is die een babiekie dood, en nou sê al 2, hierdie enetjie wat nou lewe is hulle sin. En toe sê hy, nee, dis maklik, kom ons kap die babiekie in 2 en gee vir elkeen 'n deel. En die regte mamma sê toe onmiddellik, sy is in 'n toestand, en sy sê, nee, gee dan liewers die baba vir die ander vrou. En toe sê hy, dis die mamma. Dis wysheid. En so het elkeen van ons wysheid nodig in die lewe. Ek gaan nou eers net 'n ander teksgedeelte lees, ons gaan nou by Spreuke 8 kom, maar ek wil net hierdie versie met julle deel in Jakobus 1 vers 5. Jakobus sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyt. Nou as ons nou net die 2 versies vooraf lees, dan praat Jakobus oor beproewing, oor swaar kry, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Hy sê, en in sulke tye, dan soek ons almal wysheid, dan wil ons weet, wat moet ek nou doen? Hy sê, en as jy in so 'n tyd is, soek dan wysheid by die Here. En die volgende versie sê hy, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand moet nie dink dat hy iets van God sal ontvang as hy die heeltyd so aan die twyfel is nie. Dit beteken, wanneer jy bid en jy soek by die Here wysheid vir 'n saak, glo dan dat hy jou sal antwoord. En wanneer jy beleef, hy antwoord jou, moenie toelaat dat die duiwel jou weer laat begin twyfel nie.
Staan dan by dit wat jy glo die Here vir jou gesê het, en moenie weer twyfel nie. Anders is jy soos 'n brander op die see, wat nou waai die wind van die kant af, dan waai die brander die kant toe, dan draai die wind om, dan waai ek weer daai kant toe. Ek kom op die ou end nêrens uit nie. Dis nou wysheid teen die agtergrond van swaar kry, krisisse, probleme, en dan in sulke tye, dan weet ons almal, ons het wysheid nodig. Nou kom ons lees nou 'n bietjie saam hier in Spreuke hoofstuk 8. Ek het hier 'n paar versies wat ek saam met julle wil lees, of gedeeltes, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ons lees eers vers 1 tot vers 5. Hier in hierdie gedeelte word wysheid voorgehou as 'n vrou. Dis die beeld wat gebruik word. Wysheid is soos 'n vrou wat uitroep na ons. Dit is wysheid self wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie gaan sy staan. Langs die stadspoorte, by die ingange skree sy dit uit. Ek roep na julle mense, ek roep na alle mense. Die wat ervaring kort kom, kan verstandig word. Die wat dwaas optree, kan insig kry. So sy roep na mense, sodat ons sal luister en sal leer by haar. En dan lees ons van vers 10 af. Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek, wysheid, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Ek, wysheid, het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Wie my het, het raad en behaal sukses. Ek verleen insig. Ek is die een wat die mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied. Met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers, elkeen wat reg regeer. Ek het die lief wat my lief het. Die wat my soek, vind my. En dan so 'n bietjie verder aan vers 22 en 23. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Ek is lankal daar, van die begin af, voor die aarde daar was. En dan die laaste gedeeltjie van vers 30 af. Ek het my kennis by hom gekry. Die hom is met 'n hoofletter, dit beteken met ander woorde by God. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Daarom, kinders, luister na my. Dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister na wat ek julle leer. Moet dit nie verontagsaam nie, dan sal julle ook wysheid hê. Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here. Maar wie my nie wil vind nie, doen homself skade aan. Wie my haat, hou van die dood. Ons lees tot daar. Nou as ons net so 2 of 3 goed fokus hier uit, wysheid sê, sy praat en sy staan op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie, langs die stadspoorte, by die ingange. Nou wanneer sy sê op die hoogtes langs die pad, dan beteken dit, sy staan op plekke waar almal haar kan hoor. Sy staan op plekke waar selfs die vername mense, selfs die leiers, die konings, haar kan hoor.
Sy staan by die kruispaaie, daar waar ons besluite moet neem. Daar waar ons keuses moet maak, waar ons moet kies, gaan ek hierdie pad loop, of gaan ek hierdie pad loop? Wysheid sê, sy staan daar, en roep na ons, om vir ons te help, om die regte keuse te maak. Sy staan by die stadspoorte, by die ingange. Nou in daardie tyd was dit so gewees, dat die leiers van die stad, het by die stadspoorte by mekaar gekom. Wanneer daar nou 'n geskil was tussen mense, dan het hulle na die leiers toe gekom daar by die stadspoort, om daaroor uitspraak te gee, om te sê wie is reg en wie is verkeerd. Daar by die stadspoorte is ooreenkomste gesluit. Daar is transaksies gesluit. En wysheid sê, wanneer jy kom om 'n geskil te besleg, wanneer jy kom om 'n transaksie te sluit, dan sal ek na jou roep, om vir jou te help, om die regte keuse te maak, om die regte besluit te neem. En dan sê sy, ek roep na julle mense, ek roep na alle mense. En ons sê nou hier in hierdie gedeelte word wysheid uitgebeeld as 'n vrou, maar die gees van die Here is eintlik wysheid. En wanneer ons by so 'n plek kom waar ons wysheid nodig het, dan praat hy met ons, en ek wil sommer vanmôre vra, het jy al gehoor hoe wysheid na jou roep? Hoe jy dalk op die punt staan om 'n verkeerde keuse te maak, en skielik is dit asof hier in jou hart 'n dringendheid is om te sê, nee, moenie. Dis wysheid wat met jou praat. Of wanneer jy iets moet doen, en jy besluit, ag nee, wat ek gaan dit nie doen nie. En hier in jou binneste is iets wat sê, nee, gaan doen dit. Dis wysheid wat met jou praat. Ek dink die meeste van ons, indien nie almal nie, het al gehoor hoe wysheid na ons roep. Want sy sê, ek roep na julle, ek roep na alle mense. So wysheid is bedoel nie net vir party uitverkore mense nie, dis bedoel vir elkeen van ons. Wysheid is nie so dat sy haarself op jou afdwing nie. Sy praat met jou, maar sy gee jou die keuse. As sy na jou roep om vir jou die regte pad te wys, en jy maak haar stem stil, sal sy stil bly. As jy op die punt staan om iets te doen wat nie reg is nie, en sy roep na jou, het jy die keuse om te luister en te gaan doen wat reg is, of om haar stem stil te maak en te gaan doen wat verkeerd is. Sy dwing haarself nie op jou af nie. Maar sy is beskikbaar. Sy spoor ons aan en roep ons om te luister. Maar die keuse bly myne. Ek wil graag 'n paar voordele en nadele wys van wanneer ons luister en nie luister nie. As ons luister, dan help wysheid ons, al is ons onervare, al weet ek nie mooi nie, ek het nog nooit in hierdie situasie gewees nie, en daarom weet ek nie hoe om te besluit nie, ek hoef nie op my eie te besluit nie. Die wysheid van die Here sal my help om die regte keuse te maak. Mense wat wysheid verwerp, volg net hulle eie kop. Hulle luister nie wat God sê nie. Ek dink, ek weet alles. En daarom staan daar in Spreuke 3 byvoorbeeld, moenie dink jy het wysheid in pag nie. Luister na die Here. Hy sal vir jou wys wat wysheid is. 'n tweede ding is, wysheid help ons om in die waarheid te loop.
Maar mense wat wysheid verwerp, luister maklik na leuns. Wanneer ons harte oopmaak en vir die Here vra, Here, wys vir my in hierdie saak. As iemand vir my bedrieg of vir my op 'n verkeerde pad wil lei met leuns, dan sal die Here dit vir my duidelik maak. Hy sal dit vir my wys. Maar as ek nie na hom luister nie, word ek maklik mislei deur leuns. Dink ek dit wat ouens vir my sê is die waarheid. En dan betaal ek op die ou end 'n duur prys. Wanneer ek na wysheid luister, help dit my om te praat wat reg is, en wysheid self praat ook net wat reg is. Maar as ek nie luister na wysheid nie en wysheid verwerp, dan luister ek na dit wat gewild is. Daar's 'n verskil tussen dit wat reg is en dit wat gewild is. Baie keer doen ons goeters en praat ons goeters net omdat al die ander rondom ons dit doen en praat. Maar dis nie reg nie. Maar as ons na wysheid luister, help dit ons om te bly by dit wat reg is. Wysheid help ons om sukses te behaal. Maar as ons nie na wysheid luister nie, en ons volg net ons eie kop, en ons doen net soos wat die wêreld vir ons sê, dan gaan dit altyd eindig met mislukking. En dis ons keuse. Soek ons sukses, luister dan na wat wysheid sê, na wat God vir ons sê. As ons nie daarna wil luister nie, moet ons weet, dit gaan eindig by mislukking. Wanneer ons luister, laat dit goed gaan met ons. Dit help ons om op die ou end uit te kom by dit wat goed is. Maar wanneer ons wysheid verwerp, bring dit op die ou end vir ons ellende. En sê die Spreukedigter, doen ons skade aan onsself. Dan sê wysheid, as ons na haar luister, bring dit lewe. As ons haar verwerp, dan hou ons van die dood. Want dis waarop het uitloop. Uiteindelik is die toppunt van wysheid, is om die Seun van God, Jesus Christus, te ontvang en aan te neem. Dis wysheid. Wie hom verwerp, verwerp die lewe. Want hy is die lewe. En laastens, wie luister na wysheid, dit bring vir jou guns van God. Daarom is wysheid vir ons so belangrik. Wat is die waarde van wysheid? Hier in vers 10 en vers 11 sê hy, aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek, wysheid, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. En daarom, wanneer ons groot besluite moet neem, wanneer ons keuses moet maak, wanneer ons goeters hoor en ons weet nie wat is die waarheid nie, dan het ons nodig om in ons hart na God te draai en by hom wysheid te soek. Want daai wysheid wat hy vir ons gee, is vir ons lewe meer werd as goud en silwer. Meer werd as die kosbaarste edelstene. Dit maak ons lewe suksesvol. Dit bring vir ons lewe in plaas van dood. En dan sê hy so mooi, wat is die oorsprong van wysheid? Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Wysheid begin by die Here. Ek wil afsluit met hierdie puntjie. Hoe kry ons wysheid?
en 4 dingetjies. Ons het reeds, of nee, hierdie het ons nog gepraat nie. Die eerste een is, vrees die Here. Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, van wysheid. Nou, die nuwe vertaling het elke plek waar daar letterlik staan, vrees van die Here, het dit gesê, dien die Here. Nou, dien is een aspek van vrees, maar vrees is meer as dit. Nou, hierdie vrees praat nie van die soort vrees wat 'n mens het as jy byvoorbeeld in die tronk is, wat jy het vir die tronkbewaarder nie. Dis nie die vrees wat 'n slaaf het vir sy eienaar nie. Dis die vrees van 'n kind teenoor sy ouers. Van ek weet, as ek droog maak, gaan ek slaag kry. En ek het hierdie vrees in my hart, dat ek my pa of my ma se naam deur die modder gaan sleep. Dat ek iets gaan doen wat my pa of ma ongelukkig maak. Dis die soort vrees waarvan hier gepraat word. En die Bybel sê, daai soort vrees is waar kennis, waar wysheid begin. Iemand wat sê, ek glo nie in die Here nie. Ek het geen respek vir die Here nie. Hy is 'n dwaas. Want daar's geen groter werklikheid as God nie. Alles het by hom begin. En as ek hom ignoreer, dan haal ek die heel belangrikste ding in die lewe uit my lewe uit. En dan is ek 'n dwaas. Maar as ek hierdie eerbied het vir die Here, dan maak dit dat ek met versigtigheid voor hom lewe, en dan bring dit wysheid. Dis die eerste manier hoe ons wysheid kry. Vrees die Here, hê eerbied vir hom. Die tweede is, begeer dit en soek dit. In Spreuke 2 vers 4 staan daar, soek dit soos jy silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n verborge skat. En in hoofstuk 8 vers 17, ek het die lief wat my lief het, die wat my soek, vind my. As ons nou net sê, daai Spreuke 2 gedeelte, as iemand nou vir jou sou sê, op jou erf is daar 'n skat begrawe van 10 miljoen rand. Dis iewers daar begrawe. Wat sal jy doen? Jy gaan begin grou. En jy gaan grou totdat jy dit kry. En so sê die Spreuke digter, moet ons soek na wysheid. Want wysheid is daar. Dit is beskikbaar. Soek dit. En soek dit tot jy dit vind. In hoofstuk 8 sê hy, die wat my soek, vind my. Die Here sal nie, as jy soek na wysheid, jou los sonder 'n antwoord nie. Hy sal jou antwoord. Hy sal sy wysheid vir jou gee. In die derde plek, vra daarvoor, ons het nou reeds hierdie versie gelees in Jakobus 1, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Het jy al gebid vir wysheid, en op 'n stadium moedeloos geword, en toe maar net gedoen wat jy dink die beste is? Ek weet, ek het al. Maar in hierdie gedeelte gee God vir ons die waarborg, die belofte. As jy wysheid kort kom, as jy moet weet wat is die regte ding om te doen en jy weet nie, vra my en ek sal jou antwoord. En dan laastens, lees en oordink die woord. In Psalm 19 lees ons, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Weet julle, hoe meer ons hart vol maak met sy woord, hoe wyser begin ons lewe. Want wanneer ek 'n besluit moet neem, wanneer ek 'n keuse moet maak, wanneer ek in 'n situasie beland, dan skiet daar net onmiddellik 'n teksgedeelte in my kop op. Dis die Heilige Gees wat die woord gebruik om vir my wysheid te bring.
Iemand wat die woord nie ken nie, leef dikwels baie dwaas, sonder dat hy dit weet. Want hy weet nie, wat is God se waarheid, wat is God se wysheid nie, hy ken dit nie. Maar as ons die woord lees, en dit oordink, dan word wysheid eintlik deel van hoe my kop werk. En dis hoekom ek daai prentjie daarop het, van daai ratte so in die kop. As ek my kop vol maak met sy woord, dan begin dit die ratte in my kop anders laat werk. My kop word anders gerad deur sy woord, sodat ek met wysheid lewe. As ek nou mooi daaraan dink, dan dink ek nie wysheid is iets waaroor ons baie dink nie. Ons besef nie altyd hoe nodig het ons wysheid nie. Maar die Here kom vandag en hy kom sê net vir ons, my kinders, ek wil julle leer om met wysheid te lewe. Want vir elkeen wat so lewe, hou dit groot voordeel in. En as jy nou so 'n bietjie mooi dink, watter plek het wysheid in jou lewe? Vader, baie dankie dat U vanmôre met ons kom praat oor wysheid. En Here, ons moet erken dat ons baie keer nie met baie wysheid lewe nie. Dat ons baie keer sommer net doen wat op die ingewing van die oomblik dink of voel. Maar U wil ons help om met wysheid te lewe, sodat ons lewe suksesvol sal wees, sodat ons sal doen wat reg is, sodat ons sal uitkom by lewe in oorvloed, sodat ons kan lewe. Maar Here, ons bring baie keer soveel ellende oor onsself, ons beland in soveel onnodige moeilikheid, net omdat ons nie by U wysheid kom soek het nie. Ons het sommer net ons eie koppe gevolg. Of ons het net geluister wat sê ander mense. Maar help ons asseblief, Here, dat ons met wysheid sal lewe. Dat ons wysheid sal soek, soos ons 'n skat soek. En help ons om U te vertrou, dat as ons wysheid nodig het, ons dit by U kan kom vra. En U sal vir ons wysheid gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.